is nou al, ek wil ons weet, Hagar is waar God hom openbaar het as the God who sees. So ek love Hagar, ek hou van haar storie, want dit gee my hoop. Want daar in die woestyn uitgewerk, eenkant gesit, kom die Here en hy raak aan en hy openbaar homself as die God wat sien. Waar jy is, in jou omstandighede, ten spyte van alles kom God en hy sien. En ek lees toe hierdie ding raak vanoggend. En toe, al wat Abraham van gee, dis my nou nogal crazy. Jy praat van 'n baie ryk man. Toe hy al wegstuur, weet jy wat gee hy vir sy vrou? Wat ook 'n vrou was, 'n saffin vrou wat sy kind het. Brood en 'n sak water. Hey, praat van regstellende aksie. Hulle oorpleeg 50-50 of 'n derde. Maar in elk geval, al wat sy kry toe, is 'n sak water en brood. Dis crazy. Maar so gaan sy in die woestyn en sy het rondgedwaal met haar seun. En toe, maar dit was in die wil van God. So. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerk. En geloop en op 'n afstand gaan sit so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil nie die dood van my kind aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit, en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun, en die engel van God het nou haar geroep by die hemel, en vir haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? En ek lees die hele verhaal, en ek lees hom weer 'n keer, en ewe skielik, drap die Heilige Gees hierdie ding vanoggend, en dit is 'n woord vir die persoon wat luister, vanoggend in hierdie gemeente is. Voordat jy op 'n punt kom, waar jy sterf aan die water en die brood wat klaar is, sal die voorsiening van die Here intree. Jy worry so oor die sak water en die brood wat jy menslik kan sien, maar daar's 'n God wat die hele heelal in die holte van sy hand dra, en so seker soos wat ek hier staan, voordat daai punt is, het God alles in plek om vir jou die voorsiening, bo-natuurlike voorsiening te bring. Dis jou verantwoordelikheid is daar 'n stem wat roep? Is daar 'n stem wat desperaat is? 'n stem wat gaan kniel in die tempel en sê, Here, ek kan nie meer nie, gee my 'n kind. Is daar 'n stem wat vir die Here sê, Here, hierso is 'n reus voor my, maar daar's 'n God wat groter is as die reus. Is daar 'n stem wat besig is om te roep? En ek sê vandag vir jou, moenie worry nie. Die Here het dit. Hy was in jou toekoms, hy is in jou toekoms. En jy kan weet dat jy weet, as jy vanoggend hierdie woord vat en in jou hart bewaak, dat dit is 'n woord wat jy van die Here ontvang het, gaan jy altyd brood en water hê. Amen. So, en dit bring nou by my woord vanoggend, wat die Here vir my al tyd lank in my hart net gelê het. Wat is die skat in jou hart? Want as ons kyk daar na Lukas 2, en dis eintlik Lukas 2 vers 51, waar die Here net hierdie stukkie wat in my hart, ons gaan nou ekstra skriffies lees, maar hierdie skriffie wat die Here in my hart net so brandend is, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaak. Al hierdie dinge het Maria in haar hart bewaak. Deuteronomium 11 vers 18 sê, lê dan hierdie woorde van my weg, in julle hart, en in julle siel, en binne as 'n teken om julle hand, en laat dit op 'n voorhoofsband tussen julle oë wees. Lê dan hierdie woorde van my weg. Daai weg is knit together, bind together, maak dit sterk, hou dit vas. Dit beteken, hierdie woord van God, moet in jou gees wees, dit moet in jou siel wees, jou wil, jou intellek en jou emosie, en dit moet
jou liggaam sigbaar wees. Dis wanneer jy die woord van die Here in jou hart vasmaak, in jou hart wegbere. 'n skat, 'n treasure. As ons kyk na die woord bewaar in die Grieks, sy met hierdie woorde is Lukas 2 vers 51, en Jesus het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom en hy was aan hulle onderdanig, dit is sy ouers, en sy moeder het al hierdie in haar hart, dinge in haar hart bewaar, versigtig opgepas, gepreserveer, bewaar, skat opgesluit, toegesluit soos 'n kosbare besitting. Dis iets wat vir jou lewe lank 'n vaste plek gee, wanneer daar iets is in jou hart wat jy kan aan vashou. Nou my vraag vir jou vanoggend is, wat bewaar jy in jou hart? Want dan onmiddellik kom die skrif in my gees op, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So, jy moet versigtig wees, en jy moet oppas, en jy moet daarop let, want hierdie bewaak jou hart daaruit is die oorspronge van die lewe, dit beteken die bron van lewe, kom daaruit, dis die uitgang, dis die einde, dis die grens, dis die ontvlugting. So alles wat jy in jou hart inplant en bewaak, gaan nergens uitkom. Dis soos 'n saad wat geplant is, 'n boom wat moet opgroei, en nergens gaan hy vrug dra. So dit kan wees vir die positiewe en vir die negatiewe, want ons is so geneig baie keer om, wanneer ons praat van dood en lewe lê in die mag van die tong en hy het dit gebruik, gaan die vrug daarvan leef. Die nuwe vertaling sê, of dit 'n wins of 'n verlies is, jy gaan daar volgens lewe. En dan baie keer fokus ons op, jy moet nie so negatief praat nie, moenie so dit nie, maar jy kan positief ook oor jou lewe praat. Met ander woorde, jy kan sê, Jesus skat in my hart, en hierdie skat wat ek vanoggend in my hart ingeplant het, is Genesis 21, waar die Here belofte gee en gesê, hy sien my, en my water en my brood sal nooit opraak nie. And that's enough. En as jy daai woord vasmaak in jou hart, as jy dit bewaak, meer as alles wat bewaar moet word, is elke oorsprong, wanneer jy dan swaar gaan, wanneer daar siekte is, wanneer jy sukkel, wanneer jy verwerp is, wanneer jy voel, almal het jou een kant toe gestoot, wat is in jou hart? Daar was 'n vrou eendag in 'n woestyn, wat besig is om die Here aan te roep, en die Here het gesien. En as die Here dit vir haar gesê het, kan die Here dit vir my sê, en nou staan ek vas op hierdie woord, sealed. Maak dit vas, bind dit vas, sit dit soos 'n kosbare skat weg, and that's it. Daar is woorde en gedagtes wat jy in jou hart moet bære, want so seker soos wat ek hierso staan, daar stye in jou lewe, wat dit al is, waarop jy kan gaan. Die ander ding is, jy moet ook verstaan dat uit 'n fontein, as hierdie die bron is, uit 'n fontein, kom daar nie soet en bitter water nie. En dit is ons probleem, is wanneer ons goed begin bewaak en bewaar, wat nie van die Here is nie. Vra my. Woorde maak gesond, of woorde maak siek. Woorde gee lewe, of woorde maak dood. Woorde is nie neutraal nie. En woorde skep jou wêreld. So jy moet besluit, baie keer is die woorde wat jy oor jou eie lewe spreek, die woorde wat jy oor jou eie lewe spreek, hoor wat ek vandag vir jou sê, doen baie meer skade, as die woorde wat van buitekant af kom, want het ek nie juis in die gedig geskryf. Woorde van buite, wanneer jy in 'n glashuis bly, kan met water afgewas word. Maar woorde van binne kan net die bloed van Christus afwas. Amen. So dit wat jy oor jouself sê, gaan nie sommer net fix 1, 2, 3 dae reg nie. Jy moet na God toe gaan en jy moet 'n verskoning maak.
laat jy hierdie wessel, wat hy vir jou gegee het, en hierdie mens wat hy vir jou gemaak het, so sleg gesê, en soveel keer, ag, ek kan dit nie doen nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jy die krag gegee het. Jy is tot alles in staat deur Jesus. Is daar tye wanneer jy moeilikheid? Yes. Is daar tye wat jy depressief kan gaan raak? Yes. Maar my God sal vir my voorsien. Maar my God, met my God loop ek 'n bendestorm. Daar moet goed wees in jou gees, wat so geanker is, dat dit harder praat as die voices en die noise en die geraas van buite. Want as jy moet luister na die geraas van buite, gaan jy die Heilige Gees binne jou al hoe sagter laat praat. So rukkie terug het ek hierdie enaardige ondervinding, waar ek groenrussies, die gewone soetrussies, sit ek vir onsself binne in 'n maalvleis. En hierdie een is verskriklik mooi. Almal van hulle is mooi. En ek maak oor lou en beeld julle 'n harige wring binne in die russie en hy swart aan die binnekant. Ek wil hoeveel keer het ek vir Ebert, hy was baie lief vir peppersjak, en hom net afgespoel en hom ingepak skool toe. Net so heel, en dan het hy hom geloop en eet soos appel. Nou sien ek maar genade. Hier sny die ding en daar's 'n harige wring. Liegdag, hierdie ding het vir my gesê, hy is so mooi, sit rustig. En dit bring 'n bewustheid by my, dat iewerste gaan dit, wat in jou hart gebere is, maak nie saak hoe blink jy gepoets is aan die buitekant nie, gaan uitkom. Sodra daar druk kom, sodra die druk aanhoudend is, sodra iemand jou te nakom, sodra daar 'n kar voor jou inry, sodra iets gebeur in jou lewe, dood in jou lewe kom, finansiële druk in jou lewe kom, onvoorspelbaar, dan, wanneer jy gedruk word na hy soetrussie, moet tot sy volle verwerkliking kom, want aan die einde van die dag, moet hierdie russie kos gee, dis sy werk. Hierdie russie moet saad voorbring. Hierdie russie se saad moet geplant kan word, sodat 'n nuwe russie, en lou en beeld, hier is sommer 'n harige wring, 'n brandwring, binne in die russie. Hoe lyk jou hart vandag? Wat is dit, wat ons in ons hart bewaar, wanneer ons keuses maak, oor hierdie skat, wat daarmee weggebeur is, maar daarmee saam, dit is seker maar die negatiewe kant, dis ook die positiewe kant. Want elke profetiese woord wat jy oor jou lewe gehoor het, elke keer wanneer jy hierdie woord vat, en die woord word lewend in jou hart, daai woord weet jy, hier, soos vanoggend, ek het geweet, dat ek en die Here gee 'n woord vir die gemeente, vir nou, vir spesifieke mense, vir vandag. Die oomblik wat jy daai woord in jou lewe het, moet jy vir jou besluit, wat maak ek nou met hierdie woord? En jy moet daai woord vasmaak, bedink en herroep, wanneer dinge vir jou begin moeilik raak. Van my anker skrifversies, Handelinge 17:28, in hom leef ons, beweeg ons, en vind ons bestaan. Micha 7:8, wat sê, wees nie bly vir my jou vyande nie, al het ek geval, ek staan weer op, al sit ek in die duisternis, die Here is lig vir my. Want hoekom is die Here lig? In die begin was die woord, en die woord was by God, die woord was God, hy was in die begin by God, en alle dinge het hier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat nie ontstaan het, en in hom was die Here. En hierdie lig, Jesus Christus, skyn in die duisternis, so in jou moeilikste omstandighede, in die moeilikste van tye, skyn daar 'n lig, en hierdie lig skyn in die duisternis, en daar is nie 'n manier, wat die duisternis die lig kan oorweldig nie. So al sit jy in hierdie omstandighede, wat van Psalm 27:1 wat sê, die Here is my lig en my heil, wie sal ek vrees? Psalm 18:7, hoe toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep,
ek gaan nou sommer my vry vertaling gee. En hy het my hulp geroep voor sy troon gekom. En hy was woedend kwaad. En hy die fundamente van die aarde gaan skud. Ek spring nou 'n paar versies, want dit is verskriklike goed wat daar geskryf word, want dit is donder weer en blitse wat afgestuur word. Maar hy skud die fundament van die aarde. Hoekom? Op grond van Dawid se hulp geroep, op grond van my en jou hulp geroep, sal die Here, He will change seasons to meet with you. Amen. Vers 29 van Psalm 18 sê, want U laat my lamp skyn. Die Here my God laat my duisternis opklaar. Ek skryf hier, what we should not do. Don't allow stuff and words to shape your identity, which God has anointed you, when God already has anointed you. Maria het hierdie woorde in haar hart geberg. Ek dink aan 2 Kronieke daarop wat sê, hierdie skat het ek in erge kry, en die voortreffelikheid daarvan is nie vanuit myself nie, maar vanuit God. So nou kan ons gaan haal uit hierdie skatkis van jou hart, of bitterheid, of vrede. En die Here sê, hy gee vir jou daai keuse. As ons kyk na Genesis 37, dan sien ons hoe tot Jakob, hy sê in Genesis 37 vers 11, his brothers were jealous of him, van Josef, but his father kept the matter in mind. So Josef was so ongeveer 17 jaar oud, toe hy hierdie drome gedroom het. Maar hy word eers koning, of onderkoning van Egipte, op ongeveer 30 jaar. So was 'n tydperk wat verbygegaan het, waarin daar pit, the palace, Potifar en 'n prison. Dit is hoe ons het altyd onthou. Hy was van die pit, na slawerny, na Potifar se huis, na die tronk, en toe na die koningshuis. Alles deel van 'n verhaal, van iemand wat jare terug, al 'n woord gekry het, drome gekry het, van eendag waar sal hy wees. Maar hy moes daai drome, want toe sy pa 39 jaar later, toe sy pa voor hom verskyn, want toe sy pa nou al op die laaste, toe sê hy vir nee, op 56 geskies tog, toe Josef 56 jaar oud was, toe kom sy pa en sê, laat hy Josef kom en sê, hoor hierso, ek is nou op my laaste, want hy was bang, dat die oomblik as hy sterf, dan gaan Josef aan sy broers geregtigheid laat verskyn, dan gaan hy sy broers uitwis. En Josef sê, what you meant for evil, God meant for the good. Hy is nou al 56. Hy het op 17 die droom ontvang. So dat is goed, kom ons kyk na Dawid. Dawid was, as ek reg onthou, tussen 10 en 15 jaar oud, toe hy die eerste keer gesalf is as koning. Maar dan is het tussen 13 en 15 jaar oud, reken hulle vir Goliat. 15 jaar, nou is hy al 15 jaar gesalf, deur 'n profeet, 15 jaar gesalf, in daai 15 jaar, vlug hy in die woestyn. Hy moet in die grotte slaap, hy moet veg vir sy lewe. 15 jaar, voordat hy op 30, die tweede keer gesalf word as koning oor Juda, en toe bietjie later in sy 30ste jaar, word hy gesalf as koning oor Israel. So weer 'n keer, ongeveer 'n voorbereidingstyd van 10 tot 15 jaar. Vandat hy het 'n woord van die Here ontvang, 'n suiwer woord, daar was nie twyfel daar nie. Jy, Dawid, is gesalf as koning. Ons wil dan onmiddellik op die perd klim, na die koning toe ry, hom die vrou, sommer sy kop afkap en sy plek inneem, want ons is koning. En dit is nie hoe die Here wat nie, die Here gee woord, hy plaas 'n droom in jou hart, hy plaas 'n profetiese woord in jou hart, of 'n
of 'n gedagte in jou hart. 'n roeping in jou hart. En dan van daai oomblik af, moet daai roeping vasgemaak word in jou lewe, tot so 'n mate, dat wanneer dinge verskriklik moeilik gaan in jou lewe, dat dit nog steeds vir jou 'n anker sal wees. Is soos wanneer 'n vrou swanger is met 'n kind. Nou die man sal my nie verstaan. Maar baie keer ontvang jy 'n woord van die Here. En daai woord, jy is so opgewonde, want jy is swanger, jy gaan 'n baba hê. Ja, maar Here raak daai 9 maande lank. En hoe groter die baba is, en hoe kleiner jy is, hoe meer ongemak raak dit. Want hoe meer die baba groei, naderhand is daar nie spasie tussen jou ribbebeen en jou heupbeen nie. Want die baba word net al hoe langer en al hoe groter en al hoe groter. Die gevaar is dat jy jou geboorte gee wanneer die Here nog nie gesê iets staan. Maar jy het hierdie versekering, as jy die woord in jou hart vasmaak en dinge gaan verskriklik moeilik en jy het hierdie ankerskrif in jou lewe, jy het die ankerwoord in jou lewe, jy vat jou profetiese woord, jy weet dat jy weet, it's settled, it's done, dan kan jy met verwagting kyk na die dag wat die Here die woord tot vervulling bring. 'n baie oulike ding wat iemand nou onlangs gesê het is, werk net in Engels. What do waiters do while they're waiting? Waiters serve. Waiters serve. So as jy in 'n wagtydperk is, as jy weet, die Here het vir jou hierdie antwoord gegee, is in jou hart, wat moet jy doen, terwyl jy wag? Serve, dien, tot op die punt, waar jy die volle verwerkliking van die Here in jou lewe sien. Kom ons sluit net, ek bly net so. Vader, baie dankie vir die woord, en ek is so opgewonde om te dink dat U belofte oor ons lewe gesê, nie een dag sal jy gaan, sonder kos, sonder klere, sonder 'n warm bed om te slaap nie. U is getrou, Here, en ek bid nou dat elke persoon werklik waar wat hier is, sy lewe so geraak sal wees, dat as hulle in 'n behoefte is, as hulle in moeilike omstandighede gaan, dat hulle vandag hoop kan skep, dat hulle hierdie woord en U woord sal vasmaak in hulle gees, in die naam van Jesus Christus. Die weduwee bring haar seun in 'n doodskus, en Jesus kom verby. En uit die doodheid wek hy die seun. Die weduwee het net 'n bietjie olie oor, en sy begin die kanne vol maak, totdat hy nie meer kan oorrus nie. Die ander weduwee het 'n bietjie meel en 'n bietjie olie oor, en sy bakkie brood en sy gee vir Elia of Elisa weer. En haar brood raak nooit op nie in 'n tyd van hongersnood. Made sonder taal kan ons roep die Here aanroep. 'Cause God sees, remembers. Hy is hier